My storie vanaand gaan oor Jaco en dan sy seun wat ek net te veel gesê het van Kobus Reinagh. Nou Jaco is dan nou die pa en Kobus is die seun. Nou ek wil begin by Jaco. In 1989 het ek die voorreg gehad om teen Jaco Reinagh rugby te speel. Nou Jaco was op daai stadium die Suid-Afrikaanse rekordhouer vir die 300 meter. Hy het die 300 meter gehardloop in 45,01. Daai rekord van hom het omtrent vir 18 of 19 jaar gestaan voordat daai rekord uiteindelik verbeter is. Ons weet natuurlik later het Wout van Niekerk gekom en hy het hom gehardloop net onder die 44 sekondes. Maar dit was Wout van Niekerk en dan nou Jaco Reinagh is 40 jaar met mekaar het, of kan ek my sê 30, 35 jaar. So dis 'n redelike verskil. Ons weet mos nou wat die oefentechniek en al die goed is, maar baie anders. Daai tyd het hy op die baan geklim en het gehardloop. Al was die spesiale afrigting en vreeslik jy het maar op houspoed staat gemaak. En so hy het baie lank daai rekord gehou. En hy was inderdaad vinnig geweest. Almal sal onthou daardie Cavalier toer wat ou Gerrit de Villiers vir hom gesê het toe hy die bal kry teen die Cavaliers en hy hardloop so om die Cavaliers wat nog eintlik maar die All Black span was. En toe sê Gerrit nog vir ons so, hier kom spoed, hier kom spoed, hier kom spoed. Jy weet ons op die unieke Gerrit de Villiers manier en so te Jaco Reinagh al rondom al die All Blacks of dan sal ek maar sê die Cavaliers gehardloop en hy die bal onder die pale gedruk. Een ongelooflike, ek onthou dit nog ook vandag daarna gekyk het en nooit so gedink het dat slegs 2 jaar later sou ek op die veld draf en Jaco Reinagh is my teenstander. Nou, ek kan jouself indink hoe vreesaanjaend moes dit nou gewees het om teen hom te speel. Jy weet, hy het vir Vrystaat gespeel, ek het vir die SGD gespeel, so speel ons nou, ek nou daar by hom. Maar jy weet dat ek nogal baie selfvertroue gehad in my spoed en was nie bang om my oog te na te sit en ek het ook nie verwag dat 'n ou my sal inhardloop van agteraf nie. En so die een keer toe kry Jaco Reinagh nou die bal so in losspel en ek sien nou weet soos Gerrit de Villiers gesê, hier kom spoed, ek sien hy hardloop op dieselfde manier so rondom ons vleuel en wat natuurlik nie 'n kans staan teen hom nie. Nou ek weet nie wat met my aangegaan het, my kop aangegaan het. Ek dink nou wag kom ek sit 'n bietjie vir Jaco agterna. Nou hardloop hy soos Gerrit gesê, hier kom spoed, hy hardloop met spoed man. Maar ek sit hom agterna en ek sit seker so 20 tree gehardloop en hy's daar so op die 10 stippellyn. En dis toe dat hy so gewaar my, hier's 'n ou uit sy linkerhoek wat nou hier aangehardloop kom. En hy kyk so, en hy kyk vir my, en ek kan sien in sy oë, en ek is naby genoeg, dat hy kan verstaan dat iets het nou, hier's nou iets besig om te gebeur wat hy nou nie verwag nie. En dit is iemand wat hom agterna sit. Nou ja gekom, en ek sien so, hy vererg hom eintlik so half vir my, en die volgende moment toe kyk hy vorentoe, en hy sit so vir homself so in tweede keer, en daar trek hy ou onder my uit. Ek het seker net nog 10 tree gehard, sê ek nie. Hierso is 'n ander besig en die ou is nie. Hy is nie, hy is heeltemal in 'n ander klas. En hy het so mooi omgehard op die bal op onder die pale gaan neersit. Nou kom ek pale toe gestap. Ons moes ons agter die pale gaan staan en hy kom nou van die pale af, stap weer terug na sy span toe. En so op 'n stadium toe ons so naby mekaar kom. Toe kyk hy so vir my en ek kyk vir hom, ek weet nie wat ek moet sê nie, want ek weet hy is 'n legende. Wie's ek nou? En hy sê vir my, hy sê vir jy gaan my nie weer jag nie. Ek sê vir hom nie, ek sal nie. En so stap ons al lachend met mekaar verby. Dis so 'n lekker spesiale oomblikie, so asof hy dit al waarderend het hoe iemand was wat hom probeer agtervolg sit, dit agterna sit. Nou na die wedstryd het ons mekaar 'n paar keer, dan kom ons so in die loop, kom ons met mekaar by, nou hy sê vir my so, dan spoei hy sy vingertjie so, jy mag my nie van, weet asof hy sê, jy mag my nie hier agterna sit, en dan wys ek vir hom, sê is reg, ek sal nie hier agterna sit. Vir my 'n baie spesiale konneksie, daai is letterlik sekondes, wat ek met my konneksie gemaak het, maar voel vir my, dit is 'n konneksie tot vandag toe, vir my bestaan. En die wonderlike ding, die rest van die weermacht week daar, dit is 'n bloedverkyn geweest. Hy was daai selfde aand wat ons teen hulle gespeel het, dat almal nou daar in die weermacht vroeg, dat ons nou 'n drankie gaan drink, en Jaco Reinagh was die gees van die partytjie geweest. Hy het op die tafel gedans, hy het die manne aan die gang gehou, en dit was omtrent 'n lekker aand. Ek het net so geniet, en ek het hom gelag, en vir al sy grappe en sy streke en alles wat hy aangevang het, en so het ek 'n baie goeie herinnering terug huis toe, dan met Jaco Reinagh wat altyd kan bly. Maar die ongelooflike ding is,
Ek het die data bymekaar gesit. Sy seun Jaco, Kobus, is slegs 6 maande na daardie Bloemfontein kennismaking met hom, is sy seun Kobus gebore. So dis baie naby aan die tyd wat ek en Jaco Reinagh daai koneksie gehad het. Hy gaan dit natuurlik nie onthou nie, maar of het dit seker nog nie onthou nie, maar dit was slegs so wat 6 jaar. Die Kobus was so 6 jaar oud. Toe is Jaco in 'n motorongeluk oorlede. So Kobus was in sy lewe lank so met sy pa gewees, maar Kobus het hierdie spesiale talent en dit is net daai 6 maande van Jaco na Kobus toe. Vandag is dit vir my so fantasties. Hy is nou al 35 jaar oud. En elke keer as hy speel vir die Bokke, hy speel ons skrimskakel. En hy hardloop so en jy kan sien die man is goed, en weet ek waar dit vandaan kom. Ek het teen sy pa. Ek het sy pa probeer agterna sit tot my skande. En dan onthou ek net die vir Jaco en dan dink ek aan Kobus. Hoe spesiaal is dit nie dat Kobus nog kan rugby speel, nog steeds vir die Bokke speel en ek kan druk nog steeds gereeld uit drieë, omdat hy bloot so vinnig is. As ek so sien hy hardloop, ek dink ek hoe Gerdo weer gesê vir sy pa, hier kom spoed, hier kom spoed, hier kom spoed. Dan sê ek so vir myself, sê Kobus, hier kom spoed, hier kom spoed, hier kom spoed. En ek het nog nie gesien 'n ou wat vir Kobus van agteraf kon inhardloop nie. Hy het ook hy spoed gekry by sy pa. So ek wou net dit met jou gedeel het, hierdie spesiale verbintenis, wat ek nog steeds het met die Springbokke van vandag, deur dit die seun is van Jaco, wat ek die voorreg gehad het om teen te speel, wat die Suid-Afrikaanse rekordhouer in die 400 meter ook was. Fantastiese atleet gewees. En een van die min spelers in Suid-Afrika wat kan sê, hy het Springbok-klere, en daai tyd was dit nog Springbok-klere, vir atletiek en vir rugby. Is dit nie iets besonders nie? Absoluut. Maar die voordeel die word toegelaat. En hier is spoed, hier is spoed, hier is spoed. Hier is spoed, hier is spoed. Jaco Reinagh. Maar skitterend weer deur Uli Schmid, wat die bal ontvang het en uitgegee het. Hy speel 'n absolute skitterende wedstryd.